En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, Java het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog by my slavin. Hy sê, gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarah hier geluister. Kyk, jy kon daai smile nie van Abraham se gesig afkry nie. Gaan by die slavin en jou vrou sê, gaan in daar, gaan kuier by die auntie daar. Gaan slaap by haar, verwek 'n kind. Vat so lank as wat jy wil. So Sarah hier gee vir Abraham dan toestemming om 'n erfgenaam te verwek. Dit was die doel van, is net om 'n kind te hê nie. Dit is om 'n erfgenaam te hê. Want Abraham was 'n baie ryk man gewees. Die Bybel sê, hy was die rykste. Hy was die rykste. Vers 3. Toe neem Sarai hier, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. So wat doen Sarai? Sy staan terug en sy sê, nou het jy 'n vrou. Sy's baie jonk en sy kan kinders hê. Nou wil ek net gou gevra, en dit het niks met politiek te doen nie. Wat het velkleur was Hagar? Was sy blank? Nee. Sy was 'n Egiptenares. Sy was swart. Donkerbruin tot swart. En kyk na al die Egiptiese prente en beelde en apokryfe en alles. Gaan kyk na dit. So die Israel visie ouens wat sê dat Abraham is hulle voorvader en wat uit hom gekom het is almal 100% wit, blank. Want hulle glo die Israel visie ouens net, hulle word gered. Want hulle is Israel visie, hulle is blank, hulle kom uit Abraham se nageslagte. Ja, hier was 'n baster nageslag gewees. Sorry dat ek die woord baster gebruik met respek. Abraham en 'n Egiptiese vrou wat nie wit was nie. Net so terloops ook. Net so was Moses se vrou, sy eerste vrou wat hy gehad het, 'n Egiptenaar gewees. Sipora. Sipora was nie blank nie. Sy was swart. So nou julle Israel visies wat sê van Abraham na Moses na. So was Salomo se een vrou was swart gewees. Wat 'n kleur dink jy was Cleopatra gewees? O, hulle teken haar met die mooiste wit gesig en grimering en swart haar. Nee. Ethiopië, jy kry nie wit Ethiopiërs nie. Kom ons gaan verder. Jy sien waarvan ek praat. Maar as omdat die mense die Bybel wil verpolitiseer om by hulle eie godsdienstwyses aan te pat en by hulle politieke sienswyses, gaan kyk na my reeks wat ek gepreek het op die leuen van die Israel visie teologie. Die leuen van die Israel visie teologie. Ek dink daar's 30 uitgawes daarso. Begin by deel 1. Een op 'n slag. Moenie my glo nie. En as ek verkeerd is, maak eers die reeks klaar. As ek verkeerd is, dan kontak jy my. Dis nou seker 2 jaar, 3 jaar terug wat ek die reeks gepreek het. Tot vandag toe het nog nie een van hulle, en sorry vir die Afrikaanse woord, guts gehad om my te bel en sê, jy is verkeerd gewees nie. Nie een nie. Right. Hy sê, Abraham, ek ons lees maar vers 3 weer, toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee hom aan haar man en sy vrou te word. So hulle was al 10 jaar in die land Kanaan gewees. Vers 4, en hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. En toe sy, in hakies, dis Sarai, sien dat sy swanger was, het haar
meesteres Sarai veragtelik in haar oë geword. So Hagar stel haarself toe, sien haarself nie meer toe nou as die slavin nie. Sy sien haarself as die missis. Sy sien haarself as die madam. Sy sien haarself as die moeder van 'n volk wat ontelbaar gaan word soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Sy sien haarself as die een wat die erfgenaam gaan voortbring. Want Sarai, sy kan nie. Sy is buite die vermoë, sy is buite die ouderdom. So die Hagar moes 'n jong dingetjie gewees het, né? En dit is nie wat jy nie die smaak van Abraham se gesig kon afkry nie. En dan nog aan met toestemming van sy vrou, né? Ek wil nou nie slaagstinkie, maar dan kan 'n man eintlik nie verkeerd gaan nie, want Mohammed het gesê dis maar jy verstaan wat ek sê. Om te verstaan is dat Sarah het in die oë van Hagar veragtelik geword. Sy het op haar neergekyk. Hoekom? Want Abraham het meer tyd met Sarah, met Hagar begin spandeer. Eerst om die kind te verwerk. En tweedens, omdat sy die moeder van sy kind gaan word. In die tyd wat sy verwag het, hy het haar nie in die stroois laat slaap nie, of in die kamele daar aan die kant nie. Nee, hy het haar sy tent gehad. Hy het haar in die tent gehad. Hy het haar in die aand 'n bietjie Nivea room gesmeer hier oor die boekpensie om die geboortemerke en goed bietjie te. Jy sê dis mos maar wat gebeur in 'n huis. Daar's vertroeteling, die man help die vrou en terwyl sy die kind verwag, daar's hy vat aan haar en hy voel die kind skop en ma sê, vat hierso, voel hierso. Hy's aan die gang. Hy lewe. Dis opgewonde. Dink jy Abraham het daar tussen die kamele gaan staan? Nee. En sy het nie op die sak geslaap nie. Sy het by hom op die bed geslaap.